Ons praat vanoggend nog so 'n bietjie verder oor ons dankbaarheid en vertroue. Desember is 'n wonderlike tyd, nê? Nee? Dis asof die seisoen net so verander. Ek hoor tot ons ouer mense sê, nou gaan nou nie sê follow my eyes, tot die ouer mense onderin sê, hier's 'n vibe. Hier's 'n vibe. Hier's 'n lekker vibe. So gebruik mens nog die woord vibe. As die jong klomp. My kinders, al die woorde wat ek vir hulle lag vir my. Hulle sê, daai goed wat jy sê is so outdated. So ek is al bang om slangtaal te gebruik saam met hulle. Maar hier's 'n vibe. En dis ook die tyd van die jaar wat ons 'n bietjie terugkyk na die jaar. En dan kan dit nie anderste as om die goedheid van die Here te sien nie. Ja, daar was uitdagings. Beslis. Ek weet nie van jou lewe hierdie jaar nie, myne het uitdagings gehad. So daar was uitdagings, maar hier staan ek vanoggend op die 7de Desember en die Here was goed. Hy was ongelooflik goed. En ons sê ook in hierdie tyd van die jaar vir hom, dankie vir dit. Dit help ons, dankbaarheid, ons het baie oor dit gepreek die laaste tyd. Dankbaarheid anker jou in jou lewe van geloof. As jy begin ondankbaar raak, dan sukkel jy met die geloof. So dankbaarheid help ons ook die tyd van die jaar om te kan vertrou vir volgende jaar en uit te kyk vir wat die Here weer gaan doen, want sy goedheid maak dat ons hom kan vertrou. Ons gaan vanoggend weer saam nagmaal ook gebruik. Paulus sê ons doen dit so dikwels so dat jy kan. Ons het laasweek, ons gaan vandag weer, ons wil vir mense ook geleentheid gee om vandag weer deel te neem aan die dankbaarheid en vertroue expressions wat ons het. Maar ons dankbaarheid en ons vertroue gaan natuurlik ook gepaard saam met ons dankbaarheidsoffers. Laasweek so 'n bietjie oor dit ook gepraat. Offers is nog steeds deel van die Nuwe Testament. Ons gebede is offers, ons gehoorsaamheid is offers, ons dienswerk is offers. En dan sê Paulus ook in 1 Korintiërs 9, ons finansiële bydraes is offers. En dit hou ons ook geanker in die Here. So baie dankie vanoggend ook op daai noot vir almal wat reeds julle dankoffers gebring het. Ek het vanoggend aan die kring gestaan met almal wat help vandag by die diens. Toe sê ek, wow, wat 'n incredible gemeente. Ons loof die Here. Nou ek wil vanoggend net vir julle sê hoe incredible julle is. Elke jaar het ons 'n generosity fund waarmee ons die omgewing bless. Daai gaan vir al ons gemeenskapsprosesse, dis buite ons gemeente se begroting. En elke jaar groei hierdie fonds, want ons doen al hoe meer, dan gaan ons meer deure oop. Mosselbaai word al hoe meer 'n plek waar God regeer. En hierdie jaar se einde vertrou ons die Here vir volgende jaar vir 2.5 miljoen rand. Tussen ons 3 kampusse, Mosselbaai, Hartland en George, het daar tot op hede amper 1.8 ingekom. So loof die Here, dis julle. Dis julle en dis ek en dis die leierskap, dis ons gemeente. So dankie vir dit, dankie dat jy glo in hierdie visie, dat die Here ook op so 'n manier ons omgewing wil verander. So baie dankie vir dit. Nou vandag gaan ons 'n bietjie verder praat oor vrygewigheid. Dis nie net ons gemeente wat vrygewig is nie. As ons gaan kyk na ander gemeentes reg oor die wêreld, instansies wat deur hulle vrygewigheid 'n impak maak, dan sien ons dat vrygewigheid bring 'n verskil. Dit verander goed, dit verander mense se lewens. Vrygewigheid wys ook die goedheid van die Here. En dan sê Romeine 2 vers 4, een van my gunsteling skrifte dit so mooi, it is the goodness of God that leads us to repentance. Wanneer die goedheid van God na mense toe gaan, en as ons vanoggend praat van vrygewigheid, is nie net ons geld nie. Dis jou tyd, dis jou talente, dis jou menswees, dis om stil te staan met mense, dis alles van jou, dis hoekom Paulus ook in Romeine 12 vers 1 sê, gee jou hele lewe nou as 'n heilige, welgevallige offer. So reg oor die wêreld sien ons dat mense wat in Jesus glo, is vrygewige mense. En dit verander alles. Hier's vanoggend die elemente wat van dit spreek. Daai skrif sal altyd groot en spesiaal bly, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. As hy nie gegee het nie, was daar niks. Daar was niks, daar was hopeloosheid, verlorendheid, geen toekoms nie, want hy het gegee. So reg oor die wêreld sien ons mense wat in Jesus glo gee. Hy het dit geen roof geag om sy hemelse plek te verlaat, die gestalte van 'n dienskneg aan te neem nie, te kom met die krag van liefde en gesien hoe ons wêreld verander. In 'n Romeinse wrede, rowwe wêreld, kom Jesus.
en hy bring die krag van liefde, die krag van gee, die krag van dienskneg. So vrygewigheid is so belangrik, het verander ons wêreld. Nou vanoggend gaan ons kyk, terwyl ons hierdie reeks klaar maak, na iets spesifiek, wat Jesus gesê het oor vrygewigheid. Nou dis 'n bekende gedeelte, julle ken dit, Matteus 5, 6, 7, dis Jesus se eerste preek, hy staan op die berg, hy het die klank nodig gehad daar nie, want die berg het so kloof gemaak, en dit was soos 'n kathedraal, daar die klank gegaan. So Jesus kies daai spot om te preek, Matteus 5, 6, 7, soos Jesus se preek wil lees, gaan lees daai 3 hoofstukke, maar in die middelste hoofstuk, hoor wat sê hy, sommer vroeg, in die hoofstuk sê hy, maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, nee, wanneer jy dit doen, is iets wat jy beoefen, val jy net altyd uit die lig uit nie, jy voel nie net altyd lus vir dit nie, dis 'n leefstyl, dis wat jy doen, dis wie jy is. As jy dit beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid verborge kan bly. En jou Vader, wat in die verborge is, sal jou beloon. So hier praat hy oor vrygewigheid, liefdadigheid, iets wat jy doen. Nou gaan hy aan praat hy bietjie oor gebed. Hy sê net dieselfde met dit ook, wanneer jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straat, ook onthou hierdie is Jesus se preek, dis belangrik. Hulle staan op die straathoeke, sinagoges, en hulle staan en bid daar, sodat hulle wat? Deur mense gesien kan word. Amen. As Jesus sê amen, is dit 'n serious storie. Amen. Ek sê vir julle, dubbelpunt, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer. Maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. Niemand van ons het nog ooit die Vader gesien nie, maar die Heilige Gees is hom aan ons geopenbaar. En jou Vader, dan sê dit weer, wat in die verborgenheid is, of wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. So wat doen Jesus hier? Jesus moedig ons aan tot 'n lewe van vrygewigheid, op verskillende maniere. Hy gebruik eintlik die uiterstes van iets gee, liefdadigheid, tot gebed. So Jesus sê in hierdie gedeelte, dis belangrik vir jou lewe, maar dan sê hy nog iets belangrik. Hy sê, daar's mense wat goed doen, wat liefdadigheid doen, mense wat liefdesdade doen, wat vas, wat bid, en hulle doen dit om gesien te word. En hulle beloning word nou gegee. Dit word nou gegee, hulle word deur mense gesien, hulle kry al 'n bietjie 'n tap op die skouer, eer, hulle word nou gesien, maar hy sê teenoor dit, is daar 'n ander tipe lewe, vers 4, linkerhand, weet nie wat die regterhand doen nie, jou liefdesdade bly verborge, en jou Vader wat in die hemel is, sal dit beloon. Hy sê ook wanneer jy bid, nee, nie as jy bid nie, wanneer jy bid. Dis 'n belangrike woordjie daai. Ons as kinders van God, dis nie as ons liefdesdade bewys nie, dis nie as ons bid nie, dis wanneer, dis wie ons is, dis wat ons doen. Wanneer jy dit doen, dan sit hy 'n sterk klem op hoe ons dit doen. Ons doen dit op 'n sekere manier. En dan sê Jesus, gee hy nog 'n belangrike opmerking oor, hy sê, so wanneer jy die goed dan so doen, hier's wat jy besig is om te doen, vers 19 tot 21, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel en waar diewe nie inbreek nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Ons ken daai beginsel. Nou ons hierso in Mosselbaai, ons ken van roes. Ons ken van roes en mif. Ons het gister ons het kaste uitgepak en skoongemaak en allerhande absorbers ingesit, want hier's mif, dis nat nie, ons ken van roes, ons ken ongelukkig ook in Suid-Afrika, ons vertrou die Here, dit gaan verander en ons sal aanhou daarvoor vertrou, want soos wat sy koninkryk kom, moet dit verander. Ons ken ongelukkig ook van steel. So ons weet wat Jesus hier bedoel. Maar dan sê Jesus, wanneer ons hierdie goed so doen, hierdie liefdesdade, en wanneer ons vas en bid, dan is ons besig om skatte in die hemel bymekaar te maak. Nou volgende wil ek bietjie saam met jou stil staan. Wat bedoel Jesus eerstens met skatte? Wat is daai skat waarvan hy praat? Wat is jy besig om bymekaar te maak? Gaan jy in 'n mansion instap eendag?
Ek glo dit gaan glorious and beautiful and amazing and perfect en volmaak wees, maar is dit wat Jesus hier bedoel? Daai skat en die tweede ding in die hemel. Wat bedoel Jesus hier? Nou ek wil gou saam met jou gaan kyk na twee ander gedeeltes in die Bybel wat ons kan help om te ontdek wat bedoel Jesus met hierdie skat wat jy bymekaar maak. Hoe lyk dit? Wat is dit? Nou vroeër in die jaar het ons gepraat op stadium oor Paulus wat in die tronk was en die gemeente in Rome en die gemeente van Filippi stuur toe vir Paulus 'n groot som geld. Jou familie moes jou onderhou of jou vriende moes jou onderhou in die tronk anders het jy dood gegaan. Dis hoe dit gewerk het in daai tyd. Nou die Bybel sê nie hulle het 'n groot som geld vir hom gestuur nie, maar hulle sê die Bybel sê dit wat hy ontvang het was in oorvloed gewees. Daar was meer as genoeg. So natuurlik was Paulus bly oor dit. Oor dit wat hy ontvang het, oor dit wat hy gekry het, dit het hom onderhou. Nou dink mense, hy sal vir hulle nou 'n brief skryf, en dan sal hy vir hulle sê, hoorie, well done, great, stuur asseblief weer vir my. Julle sal nie weet hoe hierdie my help nie. Maar hoor gou, wat sê hy vir hulle? Filippense 4 vers 17. Hy sê, dit is nie, hy sê nou dankie, en hy sê, dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang nie. So Paulus het nie daar gesit in die tronk en gedink, maggies, alles wat ek gedoen het, daarom nou, dis nou tyd, dat julle 'n bietjie vir my sorg. Ek is immers julle leier. Ek is immers die apostel van die heidene. Dis nou tyd dat julle vir my moet sorg. Hy sê nee, dis nie dat ek van julle bydrae verlang nie. Hoor hierso, ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Ek het altyd gesê, ek sal eendag graag eerste vir Dawid wil ontmoet. Want Dawid was mos nou 'n man na God se hart. Hy was 'n musikant. Maar ek wonder daarom nou, die laaste ruk. Die ongelooflike goed wat Paulus gesê het. Ek sal hom dan baie graag ook vinnig wil ontmoet. Hoor wat hy sê, ek verlang nie van julle bydrae nie. Hier is iets anders wat ek van julle begeer. As God van ons iets vra, is nie om iets by ons weg te vat of 'n spoilsport te wees nie, is om iets vir jou te gee. Hy sê ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Paulus sien iets wat hulle nog nie sien nie. Paulus sien 'n vermeerdering. Op 'n ander plek praat Jesus weer, of nee, ekskuus, eers na die ander storie toe gaan. Daar's 'n ryk jong man wat na Jesus toe kom en hy vra vir Jesus, hoe kry ek die ewige lewe? Nou, hy is baie ryk. Nou, die een ding wat Jesus hier gee is sodat dit tot die hart van hierdie jong man spesifiek in daai situasie kan spreek, want Jesus het geweet, waar jou skat is, daar is jou hart. En hy sê, hoe kan ek die ewige lewe beerf, Jesus? En Jesus sê vir hom, jy moet alles verkoop. Yeah, what a shocker. Jy moet alles verkoop, jy moet help met die armes, en dan moet jy my volg. En die skrif sê, hy was hartseer, en hy het omgedraai, en het weggestap. Hy kon dit nie doen nie. Nou is Petrus daar. Onthou vir Petrus, hy is altyd een voor op die water. Hy wil eerst op die water loop, ensovoorts. Daar is Petrus weer. Nou is Petrus dadelik. Nou sê hy, Lukas 18, nou sê hy, Here, ons het alles agtergelaat. Ons het alles verloon. Ons het ons besighede verloor. Ons het hier gevolg. Wat doen Petrus sê? Petrus is nie arrogant nie. Petrus is net impulsief en hy's onseker. En hy wil nou weet, wat sê Jesus hiervan? Hy is nou so 'n bietjie eintlik ge-worried oor homself. En hoor gou hoe antwoord Jesus hom. Ongelooflik. Jesus het hulle geantwoord, amen. Weer, Jesus sê, amen is die groot saak. Ek sê vir julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God, huis of vrou, of broers, of ouers, of kinders, agtergelaat het. Kom maar, hoor nou hier. Dis groot. Hy sê, daar's niemand wat hierdie goed gedoen het, ter wille van die koninkryk, wat nie in hierdie tyd veel meer sal ontvang nie. Dis nou al amper 2000 jaar terug. So hoeveel te meer nou nog in hierdie tyd. Wat nie in hierdie tyd veel meer sal ontvang nie. En in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Dit klink soos Paulus met die kerk van Filippi. Hy sê, ek verwag nie dat julle die goed van my bring nie. Ek wil hê julle moet snap, op watse opbrengs is daar op julle belegging. So wat sien ons in die skrif?
'n skat in die hemel, dis wat Jesus hier sê, is 'n belegging wat 'n opbrengs bring vir die ewige lewe, maar ook vir nou. Okay, nou sien ek party van julle se oë spin, soos wat julle breine dink. Nou dink julle, lekker ekonomiese budget formule. Dis wat Jesus hier sê. Is dit wat Jesus hier sê? Hier is 'n ekonomiese formule. As ek net vir hierdie skat gaan gee, die opbrengs. Nee, dis nie wat Jesus hier sê nie. Jesus praat nie oor 'n formule nie. Hy praat oor 'n beginsel, 'n koninkryksbeginsel. Hy sê wanneer jy op hierdie manier begin belê, die opbrengs wat dit in jou lewe bring, is koninkryksseëninge. En dis seëninge vir nou en vir die toekoms wat geld nie kan koop nie, maar dit mag dalk ook geld wees. God gee vir ons soos wat ons nodig het. Filippense sê hy voorsien na die rykdom van sy genade. Maar is nie 'n formule nie, dis 'n hartsding waar jou skat is, daar gaan jou hart ook wees. Baie keer het my eie kinders gesien, ek wil vir my kinders net die beste hê, ons ou bloetjies, ons weet mos hoe voel ons oor hulle. So ek baie keer gesien, hulle dink hulle het een ding nodig, maar eintlik iets anders nodig. Hulle dink, hulle op die Sondagmiddag, die lekker ete, die slaap, die games, die TV, die movie nodig. Ek weet, hulle het nodig gehad om te swat. Vir hulle toekoms. Dis 'n seëning. Dis 'n seëning vir die toekoms. En ons kan God altyd vertrou met dit. So 'n skat in die hemel is 'n belegging wat 'n opbrengs bring vir nou, koninkryksseëninge, maar ook dan vir die ewige lewe. So is dit wat, as Jesus praat oor 'n skat, praat hy van hierdie tipe skat, hierdie tipe opbrengs. Wat bedoel Jesus met die hemel? Wat bedoel Jesus as hy praat van dis 'n skat in die hemel? Nou daar's weer 'n geleentheid wat Jesus weer praat met mense rondom hom. Daar's onder andere fariseërs, daar's skrifgeleerdes. Hulle was mense wat raak gesien wou word. Hulle het alles gedoen, liefdadigheid, vas, bid. Alles was eintlik met hulle wat Jesus gepraat het aan Matteus 6. Hulle wou raak gesien geword het. En nou is hulle weer daar in 'n conversation. Nou sê hulle, wanneer ons 'n waarheid wil versterk, wanneer ons so 'n bietjie gewig aan dit wil sit, dan sê ons sweer. So hulle het gepraat oor sweerdery. Ek weet nie wat sê regte woord nie. So hulle het gesê, ons is ook anders as ander mense. Wanneer ons sweer, is dit nie sommer net sweer nie. Ons sweer nie net by die heiligdom nie. Ons sweer nie net by die altaar nie. Ons sweer by die goud op die altaar in die heiligdom. Ons is so amazing. So daar is 'n hele conversation wat daar aangaan, so moet jy nou vandag te veel daaraan steur nie, maar in daai hele storie skiet Jesus so uit die heup uit iets. En hy in sy eie woorde, ons het hierdie jaar baie daaroor gepraat, Kolossense 1, Hebreërs, klomp plekke, die hemel, die onsienlike, die sienlike, die aarde, die onsigbare, die sigbare, en hoor gou hierso sê Jesus, as jy nou wil weet of dit die waarheid is, hier's Jesus se eie woorde. Hoor gou wat sê hy oor die hemel. Sommige daar nou in daai sweerdery, sê hy, Matteus 23 vers 22, hy sê, wie by die hemel sweer, sweer by die troon van God, en by hom wat daarop sit. Wat bedoel Jesus met die hemel? Hy bedoel hier, die hemel is die troonkamer van God. Nou daar's klomp mense, in die Bybel, maar nie klomp nie, maar 'n hele paar, wat in die Bybel, in die verloop van die Bybel, die Ou Testament, maar ook selfs in die Nuwe Testament, die voorreg gehad het, om in die hemel in te kyk, in die hemel in te sien, nee, ons dink maar aan Esegiel, ons dink aan Daniël, ons dink aan Jesaja, dan kom ons in die Nuwe Testament, Stefanus word gestenig, geopen die hemel, hy sien die troon van God, Jesus wat langs die troon staan, ons sien Johannes, Openbaring, Turkye, wat skryf, daar by Openbaring 3-4, die ou Asië, wat skryf vir die 7 gemeentes, en wat sien Johannes, en al hierdie ander mense, as hulle sê, praat oor die hemel wat oopgaan, sien hulle die troon van God. Nou, dit is my altyd so goed om dit raak te sien, want as jy byvoorbeeld gaan kyk na 'n flieks gaan altyd, 99% van die keer, gaan dit oor goed en sleg.
nee, dood en lewe, bad guys, die goeie, oorwin dit. It's the story of the Bible. Nou ons kry baie afbeeldings van hemelse goed glo ek hier op die aarde, nee, ook die tabernakel was, die hele tabernakel van Moses, later van Dawid, die tempel, alles, was 'n afbeelding van die hemelse tabernakel. Nou so vroeër in die jaar, toe ek hier voorreg om hier by ons plaaslike raad, by die chambers, by die kamers, ek weet nie wat sit in Afrikaans, die chambers, het ek die voorreg gehad om 'n raadsvergadering te gaan open. Dis baie smart hoor, stap daar in, dis swaar, houtmeubels, hulle sit so in 'n vierkant, almal kan mekaar sien, dis mikrofoontjies ensovoorts, en heel bo is stoele vir die burgemeester, die speaker en die onderburgemeester, en dit lyk soos trone, dis sulke hoë stoele, hulle het 'n hoë rugleunings. En ek besef, hierdie is 'n afbeelding van iets van Openbaring 5 wat Johannes sien. Johannes sien God op die troon, hy sien die 24 ouderlinge, hy sien die 4 lewende wesens, hy sien 'n engel wat hartaankondigings maak, hy sien die hemelse raad, hy sien die hemelse council. So die eerste ding wat in die skrif duidelik is oor die hemel, oor die onsigbare, dat dit is die troon van God, dis die plek waarvan af God regeer, dis die hemelse council. Nou, ek kan ook vanoggend sê, nou my genade nagel, wat het dit nou te doen met 'n skat in die hemel? Alles. Alles met 'n skat in die hemel te doen. Hoor gou, as Jesus aarde toe kom, van waar af kom hy? Hy kom van die troonkamer van God. Hy het dit geen roof geag om sy hemelse plek te verlaat nie. Hy kom van daar af, en wat kom doen hy? Hy kom bring die goeie nuus van die evangelie van die koninkryk van God hier op aarde. Wanneer hy sy bediening begin, hierdie skrif ken ons in hierdie gemeente, as jy hom nog nie ken, die plak hom asseblief op jou yskas leer om, ek vra jou mooi. Markus 1 vers 15 het gesê, die bestemde tyd is vervul, dis nou. Die koninkryk van God is op hande, die koninkryk van God het naby gekom, en ek wil nou daar in hakies insit, want ek wat God is, wat sy seun, God wat sy seun gestuur het, Jesus wat ook God is, het sy hemelse plek verlaat. En hy bring nou die troon, die hemelse council, die koninkryk van God is op hande, dis hier, dis nie meer net daar nie. En dan sê hy, hierdie woord is so groot, bekeer julle, metanoia, draai om, bekeer julle en glo dit. Die hele evangelies, of alle evangelies, is vol van dit. Hoor hoe sê Matteus 4 dit, vers 23. En Jesus het in die hele Galilea rondgegaan, in hulle sinagoges het hy mense gaan leer, die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Hy het elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Wat is die goeie nuus wat Jesus kom aankondig? Die hemelse council, die koninkryk van God, die troon van God, die heerskappy van God het na ons wêreld toe gekom. Dis ook die boodskap van Kersfees. God het vir hom 'n seun gegenereer, het die profeet al gesê. Hy het vir hom 'n seun gegenereer. Hy het hom gestuur as die gesalfde koning wat God se koninkryk nou na ons wêreld toe bring. Met ander woorde, as Jesus praat oor hierdie skat in die onsienlike, hierdie belegging, hierdie opbrengs, as hy praat van in die hemel, as hy praat van hierdie twee aspekte, dan praat hy, of dan het ons skat te doen met God se troon, met God se heerskappy, met die goeie nuus dat die troonkamer nou na ons wêreld toe kom. Wow. Ek het vir jou daar op die bord gesit, ek het gesê, mense wat 'n lewens in die hemel belê, is mense wat hulle self gee vir die goeie nuus van die koninkryk van God. Ek hoop ek verduidelik dit goed. Dis eintlik wat Jesus sê in hierdie gedeelte. Hy sê in hierdie gedeelte, mense wat hulle self belê in die hemel, in die troonkamer van God. Waarmee is hulle besig? Hulle is besig met die boodskap van die koninkryk van God op aarde. Dis waarin hulle self invest. En dis die gedeelte wat Jesus dan hier sê in Matteus 6. Moenie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak nie, maar maak vir jou hierdie tipe skatte bymekaar. Daar waar die Vader is, in die verborgenheid, in die onsigbare. Hy roep ons om nie net te leef vir die sienlike nie, maar ook vir die onsienlike.
Hy sê dit in die deel, ons het dit nou al gesê, maar kom sê dit gou weer. Hy sê, daar is mense wat net leef vir die sienlike. En hulle ontvang hulle beloning nou. Maar dis net vir nou, volledig, dan is dit klaar, dis al wat jy gaan kry. Hy sê teenoor dit, is daar 'n ander tipe lewe, waar die onsienlike, die troonkamer van God, en wat die troonkamer van God hier op aarde wil doen, waar dit vir mense, die onsienlike, die prioriteit van hulle lewe raak, die vertrekpunt van hulle lewe, die fondasie van hulle lewe. En Jesus, sy leringe is so ongelooflik. Ek dink die mense, ja, het obviously net aan sy lippe gehang. Hoor wat sê in hy selfe preek, Matteus 6, na die einde toe. Hy som alles op. Hierdie skrif ken ons so goed. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge gaan bygevoeg word. Soek die koninkryk van God. Dit beteken nie die koninkryk van God is weg nie. Nee, dit het juis gekom. Dit beteken net, dis die sienlik nie. Dis onsienlik. Maar daarvoor het ons die woord van God, ons het die skrif, ons het die Heilige Gees. Nou as jy hierdie gedeeltes lees, kan jy maklik dink, okay, so die sienlike is totaal en al onbelangrik. Dis ook nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê die sienlike is belangrik. Ek moet eet, ek moet bly, ek moet ry, ek moet sorg vir my toekoms en net so jy ook. Ek moet verantwoordelik wees met dit. Ek moet 'n rentmeester wees. Ek moet my eie tyd kan bestuur. Ek moet my eie talente, die aanwending van dit, moet ek kan bestuur. Ek kan net gee wat ek het, so ek moet ook na myself kyk. Dis belangrik. As jy ooit 'n kursus soek wat goed is met dit, 360 degrees of leadership, né? Ek dink sommer nou gou daaraan. Hoe om al hierdie goed te bestuur. So, dis belangrik, hierdie goed is belangrik. En daarom sê Jesus hierso, die sienlike is nie onbelangrik nie. Hoor hoe mooi sê dit, alles in een preek, vers 26, hy sê, let op die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks en skuur nie, tog sorg julle hemelse Vader vir hulle, want jy het daai sorg nodig, is julle nie meer werd as dit nie, vers 28, 29, en waarom is julle oor klere bekommerd, let op die wilde narsings, hoe hulle groei, hulle soeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt, was nie soos een van hulle geklee nie. Klere, is belangrik. Dis belangrik. So wat Jesus hier sê is, daai goed is nie onbelangrik nie, maar jou lewe is vir meer bedoel as net die sienlike. Jou lewe, gaan terug na die storie toe in Genesis, was van die begin af beeld gelykenis van God, aangestel om te heers, om alles te vul met sy heerlikheid. Dit het seer gekry, dit het skade gekry, dis nie die kern van ons evangelie, die kern van ons evangelie is, daar's iemand, sy naam is Jesus, hy het gekom, en hy het ons weer kom herstel in verhouding met hom, en hy het besluit, dis die verbond wat hy met Abraham gesluit het, dat hy alles sal nuut maak, en tot vandag toe is hy getrou in daardie verbond, en hy sal tot die einde, Openbaring 22, sal hy getrou wees om alles nuut te maak. That is our future. En ek en jy is deel van dit. As ons in Christus is. So Jesus sê nie die sienlike is nie belangrik nie. Hy sê net, jou lewe is vir meer bedoel as dit. Jou lewe is bedoel om saam met God te werk. Jou lewe is bedoel om die vrug op die opbrengs van jou belegging te beleef. Jou lewe is bedoel om meaning te beleef, die Engelse woord. Meaning sê dit so mooi, means to an end. Jou lewe het 'n means to an end. Jy kan jou lewe gee vir die koninkryk van God. Nou hierdie tyd van die jaar, ek weet nie vir jou nie, maar vir my is dit altyd so. Mense raak mos nou klein, as jy nou al jou goed nou, so soort van die meeste van die goed klaar het vir die jaar, en jy's reg vir volgende jaar, dis maar hoe ons nou werk in die kerk, dis ons ritmes, dan raak jy mos nou 'n bietjie rustig en stiller. En dis net onwillekeurig dat dit gebeur. Jy vat boeke oor jou lewe, oor die afgelope jaar, jy kyk hoe het jy geleef. Dis 'n goeie ding. En volgende wil ek saam met jou die vraag vra, vir my en vir jou, waarvoor gee jy jou lewe? Onthou as God hierdie vraag vir ons kom vra, is dit om ons te belyn, om meer by ons doel uit te kom.
Waarvoor gee jy jou lewe? Jesus het by die kruis, by sy opstanding, het hy dit weer moontlik gemaak, dat ons lewe kan gee, vir die gewig van sy heerlikheid. So die gewig van sy heerlikheid deur ons kan kom, in ons wêreld. En natuurlik is daar elke dag 1000 goed, wat dit by jou wil steel. Waarvoor gee ek en jy, ons lewens, 'n lewe in die gewig van sy heerlikheid? Dit was ons tema hierdie hele jaar. His glory, our story. Nou volgende miskien net 'n laaste gedagte. Ons weet nie presies hoe dit gaan werk nie, maar daar is 'n paar plekke in die skrif, so gaan lees bietjie op daaroor, gaan soek daaroor, as jy daaroor wonder. Maar daar is 'n paar plekke in die skrif, wat duidelik vir ons sê, dat die opbrengs van ons beleggings gaan weer speel. Dit gaan weer klink. Dit gaan sigbaar wees in die ewigheid. Weet jy hoe dit gaan lyk? Hoe gaan dit werk nie? Maar dit gaan weer speel in die ewigheid. Maar dan sê die skrif ook op 'n paar plekke, dink maar aan die gelykenisse, die talente, die 30, die 60, die 100voudig. Daar's ook opbrengs op ons beleggings nou. God beloon gehoorsaamheid. God beloon offers van dankbaarheid, van deel. Alles wat ons vir God gee, en dis wat Paulus wil hê, daai mense Filippi moet snap en ons. Alles wat ons vir God gee, vermenigvuldig hy. In die volgende hoofstuk, in Matteus 7, sê Jesus in dieselfde preek, sluit hy af, dan sê hy, vers 24, daarom sal elkeen wat na my woorde luister, nie net hoor nie, maar luister, en daarvolgens handel, dit doen. Hy is soos 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou is. Jesus roep ons nog meer as Paulus, om te sê, ek wil hê julle moet snap, wat is die opbrengs van hierdie tipe lewe. Dit is soos 'n man wat sy huis op die rots gebou is. Ek wil jou vra om jou oë te sluit. Ons maak vanoggend klaar met ons dankbaarheid reeks, ons maak klaar met ons vertroue reeks. Volgende week begin ons Kersreeks, ons gaan praat oor 'n storie van die koning. So jy kan dit nie misloop nie, 'n storie van die koning, koning Jesus. Maar ek wil jou vanoggend vra om net so 'n bietjie te bid. Net so 'n bietjie te dink en te sê, Here, waar roep U my om belegging te maak? Ons som dit maar op in jou tyd, jou talente en jou sente, jou bronne, maar waar roep U my om 'n belegging te maak? As God van jou iets vra, is dit nie om 'n las op jou te sit nie. Hy roep jou vir die opbrengs van hierdie belegging. Dis 'n misterie. Dis 'n koninkrykseen, 'n gewig van 'n koninkrykseen wat jou lewe langskom wat jy nie kan verklaar nie. But once you've tasted it, I've tasted and seen that the Lord is good, sê die psalmskrywer. Once you've tasted it, kan jy nie meer sonder dit leef nie. So wat is die goed wat die Here vir jou wys? Watter beleggingsgeleenthede wys hy vir jou? Vir die volgende seisoene, vir die nuwe jaar ook. En ek wil jou vanoggend nooi, baie keer is dit soos nuwejaarsvoornemens, dan wil ons nou alles regmaak. 70 goed. Hoor wat sê 1 of 2 goed, wat die Here vir jou sê. En ek beleef vanoggend so sterk. Hier sit dalk mense vanoggend, wat Jesus al baie jare ken. Hom al baie jare dien. Ek's een van hulle. Maar hoor 'n bietjie, wat sê hy vir jou ook? Want God werk ook in seisoene. Hy werk in spesifieke omstandighede. Daarom moet ons altyd sensitief wees vir sy gees. Altyd. Ons kan nooit dink ons weet alles, ons nou alles gedoen nie. I've tried that. Elkeen wat na hom luister en daarvolgens handel. Ek wil vra vir 'n oomblik net so te sit en te hoor wat die Here ook volgende vir jou sê. Here, dankie vir oggend vir hierdie woord.
Is u woord nie incredible nie, Here? Al die detail daarin. Alles wat ons nodig het. Here, dankie dat u ook vanoggend kom. As u sê, u eie woorde, soek die koninkryk. Is nie weg nie, is nie ver nie. Dis hier, dit het naby gekom. Maar is 'n lewe in die onsienlike. Here, kom vorm vanoggend wie ons harte opnuut. Vorm ons harte, Here, vandag opnuut, sodat ons skatte, Here, sal plaas en bymekaar maak, daar, in die troonkamer van God. In u heerskappy. In die missie, waarvoor u gekom het. As ek vanoggend dink oor dit, Here, ek dink oor wat u gesê het, en hoe u ons gestuur het aan die plan, dan wil ek dit vanoggend eintlik sê, there is no other plan. Daar is nie 'n ander plan nie. Dis hoekom Paulus ook sê in Romeine 8, die Gees is nou, ons het nou die eerstelinge van die Gees, die bewys van wat die Heilige Gees doen, en hoe die toekoms lyk. Maar die hele skepping, almal, alles, sig op die openbaarmaking van die kinders van God. En Here, vanoggend weet ons hoef nie alles te verstaan, hoe dit presies werk, om dit te gebruik nie. Ons weet nie hoe werk ons selfoon nie, maar ons gebruik het. Dit werk. U woord werk, Here. Ons hoef nie alles te verstaan nie, maar u woord werk, en ons kies om volgens u woord te handel en te leef. Vorm ons harte, Here, in gehoorsaamheid, in vertroue, in vrygewigheid met ons lewens, Here. Vorm ons harte op die rots van u woord, sodat ons lewens op dit gebou sal wees. Help ons ook, Heilige Gees, herinner ons aan hierdie woord. Help ons om getrou te wees met al ons bronne, ons tyd, ons talente, ons finansies, ons lewens. Help ons om getrou te wees aan die woord wat u oor ons lewens spreek. Vanoggend hoor ons, Here, hoe roep u ons vir lewens van meer. Meer. I was made for more. Why would I settle for less? Dankie, Jesus, vir wat u doen in ons, in hierdie gemeente, in ons ander kampusse. Ons verklaar ook volgende, Here, dat Mossel Bay, hierdie omgewing, behoort aan u. Laat u koninkryk kom, Here. Soos in die hemel, so ook op die aarde. In Jesus naam. Amen.